Goeiemôre gemeente, hoop dit gaan goed met julle. En hier sluit ons nou af met hierdie tema tuis in die Vader se huis. Nou ons het hier 'n hele lang tyd nou, hier 5 weke by mekaar gesit en ons het 'n bietjie na diep gedelf en ja, ek dink nie dit was altyd maklik nie. Ek weet vir my was dit nog uitdagend geweest om weer na hierdie serie en hierdie stukke in my lewe te kyk en dit te ervaar weer. Maar ek bid regtig dat jy 'n bietjie genesing ervaar het, dat jy regtig dieper met die Here kon worstel, dat jy 'n dieper verhouding met hom aan die ander kant uittree. En nou vandag net so 'n bietjie terugdink en ook kyk na ons het die perfekte ouer en ons behoort aan die perfekte gesin wat die kerk is. En ons preek nou môre preek ek daaroor en na die preek sal jy ook 'n klomp goed hopelik gehoor het en gesien het waar die Vader al hierdie moeite gedoen het, want hy is ons perfekte Vader en laat die kerk ons perfekte familie is. Nou die eerste vraag in die kleingroep materiaal is, wanneer jy hoor van 'n perfekte ouer, wat roep dit in jou op? As jy dink daaraan, dink jy daaraan, ek is so ver daarvan af, of my ouers was so ver daarvan af, maak dit jou half kwaad, want hulle het nie eers probeer nie, dalk was hulle nie die perfekte ouers, maar hulle het nie eers probeer nie. Of dalk dink jy, ja, my ouers was so na aan moontlik hieraan, hulle het regtig probeer. Dalk laat hierdie ding jou regtig ongemaklik voel, omdat jy weet hoe ver jy tekort skiet as 'n perfekte ouer. En dalk dink jy, maar ek sukkel hiermee. Ouerskap is vir my moeilik, want ek het al hier goed wat ek saam met my dra. Het jy al ooit iemand sien hardloop na iemand toe uit liefde of vergifnis? Wat het daardie toneel vir jou beteken? Nou, ek dink as jy op die lughawe sien, is dit van altyd so kostelik as die mense land en hulle het mekaar lank terug gesien, dan kan mens daai hardloop sien, in mekaar se arms inspring en miskien net daai absolute liefde en aanvaarding sien. Vergifnis, dalk na julle saam dit dinge deur gepraat het, net daai huil en in mekaar se arms mekaar dan net vashou. Ja, dalk wat het dit vir jou beteken? Dalk is dit iets wat jy nog smag. Dalk is dit iets wat jy nog nooit na beleef het nie en graag wil hê. Wat dink jy sou die verlore seun gevoel het toe hy sy pa sien hardloop? Nee, die verlore seun sien, hier kom sy pa op hom af hardloop en sou hy gedink het, hier kom dit nou. Hier gaan my pa my doodmaak, my wegjaag. Dalk sou hy skuld gevoel het, skaamte, vrees. Wat dink jy sou hy gevoel het as hy sy pa sien op hom af hardloop? Nou kan jy gerus die hele verhaal gaan lees in Lukas 15, maar veral vers 20 tot 24 waar hierdie ontmoeting plaasvind tussen die pa en die seun. Nou wat sê hierdie gedeelte vir ons oor wie die Vader is en wat sê dit vir ons oor hoe hy met skaamte omgaan? Nou, wat ons iets beleef is dat die pa al die skaamte op homself vat, soos wat Jesus vir ons gedoen het. En hy vir hierdie seun sê, jy is myne. Dat God nie omgee oor skaamte, hy verander skaamte in behoort, hy verander seer in heelheid, hy verander 'n wegloopkind, 'n slaaf van sonde, na 'n kind van die lewende God. Dis wat ons God doen. Maar dink so 'n bietjie daaroor, dalk het jy iets anders wat net ook by jou opkom, as jy daaraan dink. Die pa hardloop na die seun toe, in die openbaar. Hoekom dink jy doen hy dit? Nou in daai tyd was dit gesien as, jy doen dit nie, 'n ouer man hardloop nie. Dit sou sy eer, daai tyd was dit baie eer en skaamte, die eer wat jy het vir jou baie beteken, dis jou image, en jou image het daai tyd baie meer beteken as wat vandag doen, jy sou 'n werk gekry, dit is die mense waar jy mee gaan werk, so hierdie sou skaamte oor homself gebring het. Maar hoekom doen hy dit? Want hy besef, as hy dit nie doen nie, gaan die gemeenskap hierdie seun verneder en 10 keer nie wegjaag. So hy maak seker hy kom eerste by sy kind uit. En definitief uit liefde. Liefde het hom definitief gedryf, toe hy sy seun, ons lees dit ook in die teks, hy het hom innig jammer gekry, uit liefde uit, het dit hom innig om jammer gekry, en het opgespring, het die kind gevat, en het hom teen sy bors vasgedruk. Wat wys dit vir jou oor God se hart, teenoor mense wat struikel? Ek dink dit is iets wat ons lees in Psalm, dink is 34 of 37, vergeet altyd, waar God sê, hy is naby aan die gebrokenes van hart. Hy reik uit, hy is daar, hy sien ons van ver af, hy sien waar ons ver is, en hy kom na ons toe, en hy sê, kom na my toe, ek wil jou eer herstel, ek wil jou optel, ek wil jou genees. Soos ons gesê het, Jesus wat by die man wat voor die pad gelê het van vra, wil jy hê, ek moet jou gesond maak?
Want dit is God se hart. Hy wil daai skaamte, daai stik en daai struikel, wil hy verander. In die preek hoor ons die pa neem die skaamte op homself. Nou hoe het Jesus dit vir ons gedoen? Nou, Filippense 2 staan dat hy het nie eers van die skaamte van die kruis teruggedeins nie, in sekere vertalings vertel het en dalk is dit het ons interpretasies daarvoor, maar hy die kruis wat absoluut die meeste skande wat daar was, die meeste skaamte wat daar was, sou gekruisig word, sou mense wees wat gekruisig word, want almal sou geweet het dat daai ou uit iets terrible gedoen, uit iets baie sleg gedoen, en daarom hang hy in die kruis. Dis 'n openbare ding. En dis wat Jesus vir my en jou gedoen het. Hy het al daai seer en al daai stikkend op homself geneem. Hy was verneder tot op die grond toe, vir my en jou. Waar in jou eie lewe het jy dalk al gevoel soos die verlore seun, ver van die Vader af, te skaam om terug te keer. Dalk sit jy nou daar en jy weet nie hoe nie. Jy weet nie hoe gaan jy terugdraai nie. Jy voel jy het net te veel keer al verkeerd gedoen. Dalk het jy al 'n paar keer ver van die Vader af gevoel. Hoe het jy God ervaar toe jy teruggekom het? Of hoe wens jy kan hom weer ervaar het? Nou, ek dink dit is die wonderlike ding, as ons teruggaan hom toe, dan is dit nie woorde van veroordeling of van haat nie, dit is, ek is lief vir jou. Ek gaan hierdie pad saam met jou stap, al is dit moeilik, al moet jy nou 'n klomp goed herstel, ek sal die pad saam met jou stap. Maak nie saak wat nie. Ek sal by jou wees, ek veroordeel jou nie meer nie, ek is bly jy teruggekom na my toe. Jy is my kind. Dalk is daar iemand in jou lewe wat ver weg is, 'n kind, ouer, vriend. Wat sou dit beteken as jy, soos die Vader, eers te beweeg na daardie persoon toe? Wat as jy die een is wat jammer sê? Wat as jy die een is wat die foon optel? Wat as jy die een is wat hierdie verskil maak? God het vir ons soveel kansse gegee. Wat as jy vir ander mense begin kans gee? As die kerk God se huisgesin is, hoe kan ons prakties daardie vaderheid hard uitleef teenoor mense wat skaam en seer is? Hoe kan ons dit prakties doen? Hoe kan ons mense welkom laat voel by ons? Nie veroordeel nie, nie asof hulle 'n stuk gemors is nie, maar hoe kan ons, en as ek hier praat van kerk, dan praat ek nie net van die gebou nie. Dit ook, heel eerste dit ook, maar ek praat ook daar waar ek en jy as Christen beweeg. Hoe kan ons 'n plek van veiligheid vir hulle wees? Hoe kan ons seker maak dat hulle voel welkom? Wat kan ons verander in hoe ons mense ontvang? In ons woorde, ons houding, ons kerktaal, want ons het altyd hierdie taal van seker goed pas by ons, seker goed pas nie by ons nie. Hoe kan ons mense regtig verwelkom? Want baie keer sê ons met ons mond een ding, maar ons houding was iets anders. Ons sê jy is welkom in ons kerk, maar ek gaan nie na die tyd na jou toe nie. Ek sluit jou half uit. As jy daar is, dan sal ek tot na jou toe kom en ek sal vir jou sê, hallo, welkom hierso. Maar jy gaan nie daai persoon nooi om saam met jou te kom koffie drink na die tyd nie. Nee, jy het nou jou deel gedoen, jy het jou Christelike plig gedoen. Dalk is dit nodig vir 'n bietjie meer. Want 'n bietjie ongemak. Want dis wat Jesus vir ons gedoen het. Dalk is dit nodig vir 'n ekstra tree. Hoe kan ons 'n ruimte skep waar mense se stikkende takke, die beeldverhaal wat ons gebruik het van die man wat die tak aan die boom weer teruggesit het, weer geheg en gevoed sal word? Hoe kan ons 'n ruimte skep in Oudtshoorn, waar mense altyd voel hulle word veroordeel, hulle word oorgeskinder, hulle word al hierdie goed? Hoe kan ons regtig moeite maak met hierdie aftakke, hierdie afvoelvlekkies, hierdie mense wat verstote is? Hoe kan ons voel dat hulle intrek? Maar dit gaan vat van jou, om uit jou gemaksone uit te klim, om moeite te doen, om regtig mense in te trek, in gevoel en daad. Ons is die gesin. Hoe kan ons hierdie mense help? Nou, ons sien in hierdie verhaal van die verlore seun van die perfekte pa, wat alles gedoen het. En dit is God, die perfekte pa, wat ons skaamte op hom geneem het, ons herstel. Maar aan die ander kant is ons veronderstel om die perfekte familie te wees. Ons is veronderstel om mense in te trek, gemaklik te laat voel, mense naby te laat voel. En dit beteken nie ons moet hulle paai nie, dit beteken nie ons moet net om hulle pype dans nie. Maar wat hierdie beteken is, ons moet God se hande en voete wees. Ons moet die plek wees waar mense kan veilig voel.
waar hulle met hulle stikkende pa en ma wonde, met al die seer wat hulle saam met hulle sleep, na ons te kan kom en dat daar nie veroordeling sal plaasvind nie, maar dat daar liefde sal plaasvind. Dat ons waarlik 'n hospitaal sal wees vir die gebrokenes en nie die hof waar ons veroordeel. Mag dit wees wie ons is. Mag mense by ons kan aanklop en sê, hier voel ek veilig. Ek hoop hierdie 5 dae het vir jou regtig iets beteken en ek hoop regtig genesing kom oor jou lewe. Mag jy 'n mooi dag hê.